Baie welkom by sessie 8 van module 3 in ons reeks van die wese van disippelskap. In hierdie module praat ons spesifiek oor roeping en ons gebruik in die eerste klompie sessies die voorbeeld van hoe God sy volk Israel geroep het en met hulle 'n pad geloop het. Nou ek weet nie of dit met jou ook so is nie, maar ek het dit al so baie teëgekom dat mense vir my sê hulle sukkel met die Ou Testament. Hulle lees nie eintlik die Ou Testament nie. Baie mense het vir my gesê, totdat hulle met module 3 besig geraak het, het hulle nie eintlik die Ou Testament gelees nie. En die rede daarvoor is omdat mense hierdie idee het, dat die God van die Ou Testament hierdie harde God is. Hierdie God wat onverbiddelik is, wat sommer volke en mense uitwis, wat genadeloos is. Nou, ek sê dit ook hier in die begin van hierdie module, dat ons moet die Ou Testament lees in die konteks wat dit geskryf is, en in die tyd waarin dit geskryf is, daardie mense se verstaan van gode in daardie tyd, het 'n baie groot rol gespeel, in hoe hulle oor God gepraat het. Nie alles was klinkklaar hoe God regtig is nie, want natuurlik het hulle nog hierdie idee gehad, van gode wat betrokke is by mense se oorloë, wat 'n God wat jou help om jou vyand uit te wis. Dit was baie sterk ingeburger in die Griekse mitologie, in hulle gode en in die Romeinse gode. En iets daarvan word oorgedra op God. En daarom is dit verskriklik belangrik as ons die Bybel lees, om dit in die hele konteks van die hele Bybel te sien en te verstaan. En mens kan nie hierdie dele van die Ou Testament verstaan sonder die Nuwe Testament nie. Want Jesus Christus word op die ou end die bril waardeur ons na die totale boodskap van die Bybel kyk. Dit word baie algemeen aanvaar onder alle mense, dat daar geen duideliker, helderder openbaring van God is, as in die persoon van Jesus Christus nie. Paulus self sê dit, hy is die beeld van die onsienlike God. In hom sien ons vir God. En daarom is dit belangrik om te verstaan, God kan nie anders as Jesus wees nie. Die God van die Ou Testament kan ook nie anders as Jesus wees nie. As daar enigiets in die Ou Testament geskryf staan, wat nie klop met wie Jesus is nie, dan is dit nie God nie. Dan is dit bloot die siening van daardie mense, van daardie tyd, hulle sieninge oor God, wat hulle projekteer het op God, maar dis nie hoe God is nie. Jesus het kom wys wie God is. So een van die voorbeelde wat ek graag noem, is byvoorbeeld die hele ding dat mense so maklik gestenig is, doodgegooi is met klippe. Hoe sal God ooit so iets toelaat of laat doen? Nou, dis ook bewys dat baie van daai gebruike het ook bestaan onder ander groepe en godsdienste van daardie tyd. En daar is ander klei tablette ontdek, wat ander godsdienstige mense soortgelyke voorskrifte gehad het, wat baie ooreenkom met die Bybelse, wat sin maak in die godewêreld van daai tyd. Maar as ons kyk na Jesus se optrede, wanneer hulle 'n vrou na hom toe bring, wat in ontuig betrap is, en sê die wet sê, sy moet gestenig word, dan stem hy nie saam nie. Hy sê die een sonder sonde moet die eerste klip gooi. So dis nie hoe God is nie, God doen nie so iets nie. En daarom is Jesus die een wat vir ons wys hoe hy regtig is. So as ons nou die Ou Testament lees met dit in gedagte, dan sien ons, die God wat lyk soos Jesus, is wel ook in die Ou Testament. Hy het hom alreeds openbaar, maar die mense het nog gesukkel om daai openbaring te verstaan. Daarom ook baie vroeg al, hier in Exodus, net na hierdie hele episode met die goue kalf, kom sê God vir Moses hierdie woorde, ek die Here is die barmhartige, die genadige, lankmoedig en vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Nou, dit is ook daar iets van God se geregtigheid en waarom Jesus gekom het om vir ons 'n volkomme vryspraak te verdien. Maar jy hoor God se hart. Hy wil sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade deel, nie net met een mens nie, nie net met Israel nie, nie net met Abraham nie, met geslagte en geslagte. En daarom is van die begin af die boodskap, Abraham is die vader van 'n menigte van nasies, van almal, nie net van die Jode nie. So hierdie boodskap kom baie sterk deur.
En nou wil hierdie genadige, barmhartige God vir Israel 'n God wees. En daarom wil hy tussen hulle kom bly. En sê hy vir Moses, hy moet 'n tabernakel maak, vir hom 'n woonplek maak. Laat die mense iets kan sien, dat hulle weet, hier is God se woning tussen ons. En dan bou hy die tabernakel. En dan, wanneer die tabernakel klaar is, dan kom God op 'n sigbare manier, kom neem hy sy intrek deur 'n wolkkolom wat op die tabernakel afkom, wat die mense sien. En dan staan daar hoe die mense daar staan met ontzag, met seker ook vrees vir hierdie God wat hier tussen hulle sy woonplek kom inneem. En dan staan daar, van toe af het dit so gegaan, dat as die wolkkolom opgaan en begin beweeg, dan beweeg die volk agter hom aan. Maar as die wolkkolom nie beweeg nie, dan staan die volk stil. Weer die simboliek van God wat die pad wys. Hy wys wanneer daar beweeg moet word, wanneer die volgende tree gegee moet word, wanneer daar tot stilstand gekom moet word. Kragtige simbool vir ons lewens vandag, hoe die Gees in ons lewens werk, om ons te lei en voor ons uit te gaan. En dis nie ons wat maar net kan hardloop oral die wêreld in en roep, Here kom agterna nie. Ons moet leer om te wag op hom, om te kyk, wat is die pad wat hy aanwys. En natuurlik gee God ook baie sterk voorskrifte van hoe hulle die afgoderry van die ander volke moet vermy en niks daarmee te doen moet hê nie, want hy ken die gevare daarvan. Hy weet mense soek maklik na konkrete goed, sigbare goed en word maklik verlei. En die ander volke het hierdie sigbare afgode gehad, alhoewel hulle dood was, dit was maar beelde, standbeelde en goed. Maar tog was daar iets daarin wat mense se aandag en verbeelding aangegryp het. En daarom sê die Here, julle mag daarmee niks te doen hê nie. Hy sê vir Moses, ek die Here is onverdeelde trou aan my. Die ou vertaling sê hy, ek is 'n jaloerse God, Elkanah. Nou dit beteken, God is jaloers in die opsig, dat hy vir sy kinders homself wil deel. Hy wil sy goedheid, sy liefde, sy sorg, sy omgee, sy genade, sy barmhartigheid met hulle deel. En daarom wil hy hulle beskerm teen seer kry. Hy wil hulle weghou van misleiding. Hy wil hulle nie blootstel aan al die verskriklike dinge wat plaasvind in hierdie ander godsdienste nie. In daai opsig is hy met 'n liefdevolle jaloersheid by hulle betrokke om hulle naby sy sorg en sy goedheid te behou, nie om hulle lewe moeilik te maak nie. En God is vandag nog met dieselfde jaloersheid by my en by jou betrokke, dat hy omgee vir ons, en ons graag wil weerhou daarvan om seer te kry. Maar ons het nog altyd keuses, net soos die volk Israel gehad het. Ons het 'n voordeel dat die Gees van God in ons woon. Maar tog is dit so maklik vir mense om te begin leef asof God nie daar is nie, en ingetrek te word in die afgoderry van ons dag. En daarteen moet ons altyd waak, en altyd weer bewus word van God wat jaloers is op ons aandag, ons tyd, omdat hy vir ons lief is en vir ons wil sorg. So hy verlang daarna dat ons op dieselfde plek sal kom waar Jesus was. En vir Jesus was dit maklik spontaan, omdat hy geweet het wat intieme gemeenskap met God is. En as Jesus sê, die seun kan niks uit sy eie doen nie, dan praat dit van daai intieme verhouding, van afhanklikheid van God. En dan sê hy ook, maar die Vader het die seun lief, en hy wys vir hom alles wat hy doen. So, wat die wolkkolom vir hulle gewys het, wanneer om te beweeg, wat om te doen, wys die Vader vandag ook vir ons alles om te doen. As ons net op hom wag, dan sal die Gees ons in die waarheid lei, soos Jesus later vir sy disippels gesê het. Ons het daai selfde geweldige groot voorreg, om in ons roeping te weet, ons is geroep deur 'n jaloerse God in die opsig, dat hy jaloers is om vir ons goed te wees, die beste met ons te deel, ons te versorg, ons op 'n pad te lei wat uniek is, wat hy vir elkeen van ons betrek op maniere by dit wat hy doen,
wat ons tot vervulling bring in ons menswees, wat vir ons laat ervaar, nou maak die lewe sin. Hier kan ek wees wie ek geskep is om te wees. Dit is waarvoor ek geroep is. En dit is hierdie reis wat ons nou mee besig is in hierdie hele lewenswyse van disipel wees. Dankie dat jy weer saam geluister het.